Ons gaan vandag verder gesels oor Romeine, en spesifiek Romeine 5 van vers 17 tot 19. Kom ek lees dit vir ons. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereid. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons raak sien dat Paulus ook hier teenoor Jesus en Adam gesels. En wanneer hy met ons praat, dan is die gedagte dat Adam mens wees vooronderstel. En Paulus probeer die verskil tussen hierdie twee persone en die gevolge van gedrag duidelik uitwys. Die een se optrede het negatiewe gevolge gehad, die ander een het die versoening van die ganse mensdom vermag. En dit is nogal 'n groot teenstelling. Die een was 'n mens, die ander was God self. En net God kan die laasgenoemde vermag. Dit lê in geen mens se mag nie. En tog is dit alles ter wille van die mens. Dis juis gedoen sodat die mens, ons wat onsself nie kan red nie, gered kan word. En nie net word die sonde teenoor versoening vergelyk nie, maar ons sien ook die gevolge daarvan. Die dood word teenoor die ewige lewe gestel. En dan ook die genade. En Paulus het baie goed geweet hoe groot impak hierdie vergelyking op vir al die mense wat Joodse lesers was, sou hê. Want hulle het baie geweet en hulle was bewus van die Adam se verhaal. En wat 'n beter manier om Jesus se totale andersheid, sy ander manier van versoening vir ons te wys. Maar meer duidelik kom Paulus dit nie gemaak het nie. En vir ons is hierdie vergelyking net so treffend soos destyds. Want ons ken ook die verhaal van Adam. Dis ook ons verhaal, ons geskiedenis. En dan hoor ons dat dit nie is waar ons verhaal eindig nie, maar dat ons hele storie oorgeskryf word deur Jesus Christus, ons Here. En Paulus bereik verseker sy mikpunt met hierdie treffende vergelyking. En as dit selfs ons vandag nog in 2025 in verwondering kan laat staan voor Jesus se totale andersheid as die wêreld en oor God se almag oor die lewe en die dood, wat ook my en jou toekoms betref. Jesus gee vir ons die ewigheid in die teenwoordigheid van God. En hierdie gedeelte help ons om te onthou dat wat ons sê en doen tot God se eer moet wees. Ons gesels volgende keer verder oor Romeine.